Jesus se bevel aan sy eerste 12 apostels hier in Matteus 10 van vers 5, waar Jesus het hierdie 12 uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê, moenie gaan op pad na die heidene nie, en moenie ingaan in die stad van die Samaritane nie, maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel. En ons lees dan die teenstelling in Romeine 9 vanaf vers 24. En Paulus sê, maak die volgende stelling. Ons, dit wil nou sê ons Israelite, naamlik wat hy geroep het, nie alleen uit die Jode nie, dit wil sê die twee suidelike stamme van Israel, maar ook uit die heidene, dit wil sê uit die verheidenste noordelike 10 stamryke van Israel wat verheidens het. Dit wil voorkom of Paulus, Jesus is aanmerking in Matteus 10, sy bevel aan die apostels om nie na die heidene te gaan, weerspreek Paulus die bevel van Jesus, of wie is dan nou reg? Jesus sê om nie na die heidene te gaan nie, en Paulus sê dat hy gaan na die heidene. So ons moet nou verstaan, ons moet weet dat die Bybel kan hom nie self weerspreek nie. Die Bybel is rigide, dit is uit die goddelikheid opgestel, en die Bybel kan onmoontlik homself nie weerspreek nie. So daarom moet ons die konteks van wat Paulus in Romeine 9 vir ons sê, baie fyn ontleed, om te weet, wie is die heidene wat Paulus daar verwys. So ons gaan nou weer na Romeine 9, ons aanvaar dat Jesus uitspraak die kern is. So ons kan nie vir Jesus bevraagteken, want Jesus is God. Ons moet dus vir Paulus ondersoek en sy interpretasie van die heiden bevraagteken en ondersoek. Om Jesus te bevraagteken is lasterlik. En dit is om te laster teen die Heilige Gees. Jy kan nie God is uitspraak bevraagteken nie, want dit is baie gevaarlike weg waar jy jouself bevind. So die blame lê dan op Paulus. Maar kom ons lees dan wat Paulus sê in Romeine 9. Hy sê in Romeine 9 vers 24, ons naamlik wat hy geroep het, nie alleen uit die Jode nie, van wie Paulus een is, maar ook uit die heidene. Dit wil sê, uit die heidene, dit is ons mense wat verheidens het, so ons kry hulle weer uit daardie vergadering van heidene uit. En reg in die volgende vers 25 sê Paulus die volgende. Soos hy ook in Hosea sê. Wie is Hosea? Hosea is een van die profete in die Ou Testament, en hy haal aan uit Hosea. Ek sal die wat nie my volk is nie my volk noem, en haar wat nie my beminde is nie my beminde. Nou hierdie is 'n direkte aanhaling uit die profeet Hosea 1 van vers 1 tot 11, waar beskryf word die verval van Israel en die metertydse herstel, soos dit in die toekoms sal lees. Dit is 'n projeksie wat op die toekoms dui. So dit bevestig of kwalifiseer wat Paulus hier probeer sê aangaande die heiden. Want daar is op hierdie stadium twee nasies. Die een nasie is Juda of die Jode, twee stamme, en die ander nasie is die 12 stamme, naamlik die 10 noordelike stamme van Israel. Hulle is by naam Israel en hulle is by naam Juda. En soos ons weet, kwalifiseer Paulus sy stelling in vers 24 deur in vers 25 na die profeet Hosea te verwys. Waarom my volk is nie sal my volk noem en waar hulle nie bemind is, sal bemind word. Met ander woorde, hulle is in 'n strafgereg wegstuur, maar hulle sal weer herstel word. En in die plekke waar hulle nie gesê is, julle is nie my volk nie, daar sal hulle genoem word, kinders van die lewende God, vers 26, wat nog vers uit Hosea 1 van vers 1 tot 11 is. En verder gaan Paulus ver om Jesaja aan te haal. En wat sê Paulus aangaande die uitspraak van Jesaja? Paulus steun op die uitsprake van die profete. Paulus kan nie iets uit sy eie uitdruk, hy kan nie sy eie evangelie opmaak nie. Daarom quoteer hy, omdat hy die ou geskrifte uit die Ou Testament ken, quoteer hy gedurig deur die profete om sy stelling te bevestig. In vers 27 lees ons, en Jesaja roep oor Israel uit, al is die getal van die kinders van Israel soos die sand van die see, net die oorblyfsel sal gered word. Net die oorblyfsel sal gered word. Het ons dit? En vers 28, maar hy volbring en saak en verkort dit in geregtigheid. Met ander woorde, Jesus verkort dit met sy wederkoms, dat daar 'n definitiewe afsnypunt is vir hierdie sondeval, waar volgens hy einde sal bring tot die wêreld soos ons om tans al die mekaar vind. En ons lees in vers 29, en soos Jesaja tevore gesê het, weer eens haal Paulus nou weer uit die profete uit aan om sy stelling te bevestig en te kwalifiseer. En soos Jesaja tevore gesê het, as die Here van die heerskare vir ons nie 'n nageslag oorgelaat het nie, soos Sodom en soos Gomorra, sou ons gelyk gewees het. Nou hier in Romeine 9 maak Paulus 'n verwysing na Sodom en Gomorra, soos dit in die stede van Sodom en Gomorra was. So sal dit met die oorblyfsel van Israel wees, as God nie vir Israel 'n nageslag nalat nie. Nou wie is hierdie Sodom en Gomorra wat Paulus in Romeine 9 na verwys, as hy praat van, as daar nie oorblyfsel van Israel is nie, so Sodom en Gomorra sal ons wees. En ons lees in Judas 1 van vers 6, en die engele wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie, maar hulle eie woning verlaat het, het hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeye onder die duisternis bewaar. So Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoreer het en agter vreemde vlees aangeloop het, as 'n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan. Ons weet dat die straf van Sodom en Gomorra was die feit dat die hele stad afgebrand was deur God as gevolg van die sondes, en hy gebruik hulle as voorbeeld. Hy sê hy gebruik die engele sowel as die mense in Sodom en Gomorra as voorbeeld. En hy sê ook dat die oordeel van hierdie mense en van hierdie engele bewaar word vir die oordeel van die eindtyd. Daarom sê hy die woord van God vir ons hier, dat die sondes wat ek en jy doen, deur agter vreemde vlees aanloop, sal jou nie verskoon word nie. Net soos die sondes van die engele hulle nie self nie verskoon was nie, volgens vers 6, so sal die sondes wat u dink, wat u mee gaan wegkom, u nie verskoon word nie. U sal rekeningskap gee, al is u 6 voet onder die grond, my vriend. Ek en jy sal tereg staan op die sondes wat ons doen deur agter vreemde vlees aan te horeer. Nou ons weet dat die banninge van die noordelike 10 stamme, naamlik genaamd Israel, en dan ook die suidelike 2 stamme genaamd Juda of die Jode,
weggevoer was in ballingskap. Eerstens die noordelike 10 stamme na Israel na Assyrië en die suidelike 2 stamme na Babylon. En dat hulle verheidens het en dat hulle die heidense gode, die stomme gode waar hulle een versprei was, moes aanbid. En ons lees dan ook hierso in 1 Korintiërs 12 van vers 1. En wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Julle weet, dit wil sê julle verstrooide Israeliete, dat julle heidene was weggevoer na die stomme afgode, net soos julle ook al gelei was. Nou ons weet dat wie was weggevoer? Ons weet dat uit die konteks van die woord dat die wat weggevoer was Israel. Israel was in ballingskap weggevoer. Julle weet dat julle heidene was weggevoer na die stomme afgode, net soos julle ook al gelei was. So met ander woorde, julle het verheidens. So die konteks nou van heidens met ons baie fyn ontleed hierso. Heiden in hierdie verband beteken vir die Israeliet om afgodsdienst te bedrywe, maak hulle uit die aard van die saak heidens. Gaan nie, wat bedoel Jesus dan om nie na die heiden gaan? Is dit die verheidenste Israel? Of is dit die heidene wat, soos hy in Micha, die profeet vir ons sê, dat Israel het hulle God en so het die heidene ook hulle gode. En ons lees hier so in Micha 4 vers 5. Want al die volke mag wandel elkeen in die naam van sy God, maar Israel sal wandel in die naam van die Here, die God van Israel, tot vir ewig en altyd. Met ander woorde, ander nasies mag wandel in die naam van hulle afgode. Dit is voldoende, maar ons Israel is afgesonder om te wandel volgens die voorskrifte van die lewende God en vir ewig en altoos. Ons lees in Romeine 11 vers 25, want ek wil nie hê, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eiwys mag wees, dat die verhouding ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het, en so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is, hy haal weer aan vanuit die Ou Testament, Jesaja 59 vers 20, die verlossers sal uit Sion kom en sal die goddeloosheid van Jakob afwend, met ander woorde van Israel afwend. Jakob se naam is verander na Israel, Israel die 12 stamme van Israel. Vers 20, en dit is van my kant af die verbond met hulle, as ek hulle sondes wegneem. Met ander woorde, Matteus 1 vers 22, jy sal in sienbare nie Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Met ander woorde, Israel, die lam wat vir Israel geslag sal word. Want wat die evangelie betref, is hulle wel, dit wil sê, die heidene, die Israeliete wat verheidens is, die volheid van die heidene wat moet ingaan, is hulle wel vyande ter wille van julle, maar wat die uitverkiesing betref, bemindis ter wille van die vaders. Nou wat word verstaan met wat Paulus hier so sê? Paulus maak verwysing na die feit dat die verharding van Israel is ten dele. Dit wil sê, terwyl daar 'n groot groep is wat nog verheidens is, hulle is wel julle vyande, want hulle gaan julle opponeer en hulle gaan nie verstaan wie hulle is nie, want hulle is vir honderde jare reeds al in verstrooiing. Hulle het ander gode, hulle dien ander gode, hulle dien stomme afgode en hulle gaan uit die aard van die saak julle vyande wees, maar ter wille van die uitverkorenes, dit wil sê die bloedverwantheid van hierdie verheidense Israeliete, is dit julle plig om die evangelie in hulle oor te dra en vir hulle te sê, luister mense, die verlosser is verstuur, hy is daar en hy is beskikbaar vir julle saligheid. En dan sal soos dit in vers 25 sê, want ek wil nie broeders dat julle hier verborgen nie moet weet nie, dat die verhardendheid ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het. Met ander woorde, sodra al die onder Godse toesig, onder die toesig van die Heilige Gees, totdat al die verheidenste Israeliete die boodskap ontvang het en die geleentheid ontvang het om die verlossingsboodskap, soos Jesus homself as die perfekte lam as verlosser gebring het, volgens Matteus 1 vers 22, waar hy sê, jy sal sienbaar en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk Israel van hulle sonde sal verlos. Israel was onder die wet, Israel het daarvolgens gesondig, en Israel het versoening nodig waar hulle in die vreemde is. Hulle is nog steeds onder die wet, of hulle daarvan hou of nie, of hulle nou in die vreemde is, maak nie saak nie. Daarom het Jesus daardie verlossingsgawe aan sy volk afgelê. Wat die evangelie betref, is hulle wel vyande ter wille van julle, maar wat die uitverkiesing betref, bemindis ter wille van die vaders. Met ander woorde, die Israeliete wat nog verstrooid en verheidens is, ja, hulle is wel vyande ten opsigte van die evangelie en die beloftes, maar hulle is nog steeds bemindis. Ons wil nie hê dat hulle verlore moet gaan nie. Hulle moet die geleentheid kry om die aangesig van hulle God, wat waar deur hulle stomme afgode op hierdie stadium aanbid, dat hulle daaruit sal kom en dat hulle sal besef wie hulle werklik is, dat hulle verheidenste Israeliete is, wat hulle heidense kettings moet afgooi en weer tot God keer. En ons lees in Efesiërs 2, die volgende. Heidene en Jode met God deur die kruis van Christus versoen. Dit wil sê, Israel en Jode deur God deur die kruis versoen. En ons lees in Efesiërs 2 vers 12, dat julle in die tyd, dit wil sê in julle verstrooide Israeliete, sonder Christus was vreemdelinge van die burgerskap van Israel, die as gevolg van julle afvalligheid en julle verstrooiing in ballingskap, en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van Israel, tussen God en Israel, van die belofte sonder hoop en sonder God in die wêreld. Julle was afgesny as gevolg van julle ballingskap, maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was uit julle ballingskap naby gekom deur die bloed van Jesus. Amen. Nou as jy nog steeds nie verstaan wat hier bedoel word tussen die Jode en die heidene, of die Israeliete versus die suidelike stamme van Juda of Juda nie, dan stel ek voor dat jy deur die hele reeks van die verbode kennis vanaf deel 1 tot deel 18 werk om hierdie gedeelte mooi in perspektief te kan verstaan.